Religion is a guy in church thinking about fishing. Relationship is a guy out fishing thinking about and talking to God. Die diepte van jou onthou van iemand word bepaal deur die hoeveelheid tyd wat jy spandeer het saam met daardie persoon. Onthou jy nog so voor verlede week het ek en jy begin saam dink en saam gesels oor wat maak regtig saak in jou lewe? Wat is die top prioriteite in jou lewe? En ek wil vanoggend daarby aansluit en ek wil vir jou vra, word net so vir 'n oomblik stil en dink dan net, wat sal jy sê is jou 5 top prioriteite in die lewe? Druk net gou die pause knoppie en dan stop jy hierdie dagstukkie, dan dink jy gou aan jou top 5 prioriteite. Nou navorsing het bewys as jy hierdie vraag vir mense vra, dan gaan hulle die volgende goed vir jou sê. Hulle gaan vir jou sê, my eerste prioriteit is God, my tweede prioriteit is my gesin, familie, my derde prioriteit is my werk, my vierde prioriteit is my stokperdjies en my 5de ene, sal ek sê is my vriende. Nou wil ek verder gaan en vir jou so omvra. Dink nou net daaraan, wat is die dinge wat jy moet doen wat sal wys dat God nommer 1 prioriteit in jou lewe is? En baie keer is dit nou net mooi hier waar ons groot verdwaal in die skuldgevoelensbos begin. Want meeste van ons sal sê, joh, weet jy, ek moet daarom 'n bietjie meer kerk toe gaan. Weet jy, ek hoor altyd 'n mens moet Bybelstudie doen, maar ek kom nie daarby uit nie. En weet jy, ek bid, maar dit voel nie altyd vir my of God my hoor nie. En kleintyd het ons huisgodsdiens gehou en ek weet ek moet dit ook doen, maar ek weet nie mooi hoe om dit te doen nie. Nou jy moet my baie mooi hoor vanoggend. Ek sê nie hierdie dinge is verkeerd nie, maar ek sê wel vir jou, as ons dit doen om beter te voel, om van ons skuldgevoelens ontslae te raak en om so 'n paar krediete by God op te bou, dat hy daarom nie te kwaad sal wees vir ons nie. Luister gou saam met my weer, wat sê Paulus in 1 Korintiërs 13 van hierdie tipe van geestelikheid, godsdiens. Sê nou maar, ek is so geestelik, dat ek die tale kon praat wat die engele in die hemel praat, en selfs nog 'n klomp ander, maar ek het nie ander mense lief nie. Wat dan? Vir die Here klink daardie geestelike gepraat dan aan niks anders nie as 'n geraas, soos iemand wat teen 'n yster kap. Sê nou, ek kan uitstekend preek, is hooggeleerd in die dinge van die Here en verstaan dinge van God wat ander mense nie eens weet nie. En boonop het ek nog die grootste geloof wat jy jou kan voorstel. Maar ek het nie ander mense lief nie, is ek vir die Here 'n nul op 'n kontrak. Al gee ek alles wat ek besit vir arme mense en word as 'n martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie lief nie, help dit alles net mooi niks. Vandag is dit vraatyd en ek wil jou nog eene vra. Wie is die mens in hierdie lewe vir wie jy die heel liefste is? Volgende vraag, hoe het jy vir daardie persoon so lief geword? En nog eene, hoekom is jy vir daardie persoon so lief? Jy kan alleenlik lief raak vir iemand as jy tyd spandeer saam met daardie persoon. Want in die saam tyd spandeer, begin julle al hoe meer mekaar waardeer en mekaar ook leer ken, sodat julle kan weet hoe om ook dit vir die ander een te wees en te doen, wat sy lewe, haar lewe, mooier en makliker gaan maak. En in die meer tyd spandeer aan mekaar, raak jy al hoe liewer vir mekaar. En dis dan, wanneer die ander ene heeldag sulke diep voetspore in jou kop begin trap, want elke nou en dan draai jou gedagtes by haar. So, die kort en die lank van dit alles is, 'n verhouding kan net gebeur as jy bereid is om tyd saam met die een te spandeer met wie jy in 'n verhouding is. En soos ek jou gesê het, moenie skuldig voel nie, want ons gaan juist nou prakties pad langs begin praat oor hoe ek en jy op 'n praktiese manier kan werk aan ons verhouding met God.